Jy kry taf en dan kry jy taai. En ons niks so taai soos 'n boer nie. 12 boere het 6 maande om so goed as moontlik te word in gemengde vegkuns. En op die 14de September gaan hulle stal wys in die versus kruit. En een Moereboer kampioen gaan dan aangekondig word. Hierdie is Moereboer. Welkom by Moereboer, waar 12 boere van reg oor die land teen mekaar hulle stal gaan wys in die versus cage, die 14de September by die Hartveld Arena in Pretoria. Hierdie boere het 6 maande om voor te berei, so goed as moontlik, om hulle opponent te oorwin in die versus kruit. Die beste ding van alles, nie een van hierdie boere het enige ondervinding in gemengde vegkuns nie, en van ons promosiemaatskappy het ons daai boere gevat en hulle opgeteam met 'n coach in hulle area om hulle so goed as moontlik voor te berei vir hulle geveg. Hoe het versus begin is altyd 'n lekker storie om te vertel. Ek sal nooit vergeet nie, die dag het ek 'n klein bietjie geskerm en daar in my dojo in Hartbeespoort. En ons het net die dag was dit is een van daai dae wat ou lus is om alles te gee nie. En ek het amper probeer 'n bietjie van die shots vir my. En met 'n besigheidsidee ook, ons moet nou iets doen. En versus sou eers net 'n klerebrand gewees as ek reg onthou. Ja, hy het letterlik soos ons besig om saakwerk te doen en hy's kan sien man soek 'n bietjie asem gaga. so hy sê nie maar hoeveel mense sal ons klere koop? En ek dink dis waar dit heeltemal begin het. Gaan ons oor in grappling in. Ja, en toe besluit ons nee, kom ons gaan tot eind uit en ons doen MMA fighting. Almal was verskriklik entoesiasties geweest. Ons het dadelik 'n klomp mense gekry wat belang gestel het en agter ons gestaan het. So dit was amazing geweest hoe vinnig alles toe van daar so af beweeg het. Ek dink ons albei se harte baie Afrikaans. Jy kry die boer op die plaas en boer in sy hart. En toe ons 'n geleentheid sien hoe ons twee liefdes bymekaar kon bring, die gemengde vegkuns en die Afrikaans in sy geheel, toe was dit so, sjoe, wat 'n besondere geleentheid. Die idee van Moereboer was 'n kleiner konsep in ons gedagtes eers, en as gevolg van al die ondersteuning so vergroei. En ja, ons sit met 'n ongelooflike produk op hierdie oomblik en 'n ongelooflike idee. Ek was glad nie beïndruk met die idee nie, maar toe ontmoet ons 12 boere. En ja, daai opinie het baie vinnig verander. Ek moet sê die ouens elkeen bring iets besonders na die hok toe. Ons is regtig baie opgewonde en baie bevoordeel oor elke ou wat ingestem het. Jy kry taf en dan kry jy taai. En hierdie boere is taai. In hierdie episode ontmoet ons die vegters van die Blou Span, wat bestaan uit die dorpe van Brits, Potchefstroom, Pretoria en Nelpoort. Ons is nou op pad Brits toe, waar ons nou vir Lambertus Skeepers en die Myntjies Boeties gaan ontmoet. Yes. My naam is Ernst Myntjies, ek is 30 jaar oud, ons boer hier buitekant Brits. Ons boer meestal groente en beeste, probeer maar hele groentemandjie doen, dis kool, beet, spinasie, wortels, patats, tomaties, peppers, eie, pompoene, so ons probeer maar die hele groentemandjie volmaak. Ons lewer aan die supermarkte en aan die varsproduktemarkte. Groot geword in Brits, laerskool Brits, hoërskool Brits, deur hier in die dorp gewees en ja, ons het groot geword op die plaas, ek en my broer en my pa op die plaas, ek en Stef is nou die 4de generasie hierso. Na skool, soos ek Nexa toe, ek Norride gedoen daarso en toe ek plaas toe, ja, toe ek saam met my pa kom begin boer. Ek is Stef Myntjies, ons is hier van Brits af, ons boer buite Brits hier op Karreepoort. Ons boer groente en ons boer bees, groot verskeidenheid groente en ons het 'n groot liefde vir die natuur. Ek is die jonger boetie, ek word 27, Ernst word 30. As kinders het ons ook hier op die plaas groot geword, maar saam met my pa in die lande gewees. Ons boerdery is Myntjies Kroon boerdery, maar ek en my broer verteenwoordig ook vir Brits Jongboerevereniging, al die boere in die omgewing en ja, ons is maar so 'n groep wat 'n verskil probeer maak hier so in die gemeenskap. Ons is in die groentebedryf, maar van die goed wat ons maar doen is seisoonaal. Huidiglik is ons besig met patats en spinasie en kool.
Ek is Lambertus Skeepers, ek is oorspronklik van Brits af, al die jare in Brits, hier gebore groot geword. Ek werk hier by Medelpap op Kleinfontein. Ons boer maar hoofsaaklik met groentes en dan skape. Dus almal sien seker uit na die aand toe. Brits gemeenskap is vreeslik agter ons Brits ouens. Ons is 3 ouens hier van Brits af wat gaan fight. So ek sien baie uit. Ons is heel opgewonde oor die aand. Dink is nog 'n harde pad wat voor lê met die oefenery. Maar ja, ons sal hom deurdruk. Werk en oefenery maak die dinge maar moeilik, maar ons sal maar net kopsaak en skram, wat sal ons anders maak. Dis 'n geleentheid, dis iets om te doen, iets anders ter. Ek meen, as jy 'n T-shirt het jy al. So ja, ek het bietjie op laerskool gestoei. Toe hoërskool het ek maar boks geoefen. Nie noodwendig 'n boks kompetisies op ietsie net. Gaan oefen vir fiksheid vir rugby gewys. My groot sport was maar rugby gewees. Nou vat ons 'n draai na Potch toe, waar ons vir JW Berg ontmoet. Toe my ma vir my gesê het ek moet ATKV tiener kan toneel gaan doen, het ek vir haar gesê sy's laf. Ek is JW Berg, ek het op die plaas Welkom groot geword, net buite Schweizer Reneke. So daar groot geword, ons het skool gegaan in hoërskool en laerskool Schweizer, was my hele lewe lank daar gewees. En toe, net na my matriekjaar in 2017, toe het ons hierna toe na Potch toe getrek. Ek my swattings hier by die NWI klaar gemaak. Ja, toe ek klaar geswat het in 2021, ek maar klaar klomp odd jobs begin doen. Ek het in 'n slaghuis gewerk, ek het konstruksiewerk gedoen, ek het vir 'n ruk lank 'n versekeringsassessor gewerk. Ja, toe het ek nou hier opgeëindig. Ek's nou nog nie lank hierso nie, hierso by Manzini nie. Maar ja, hierso is Brahmane wat hier rondloop. Ons het die gasteplaas hier agter. Meeste wat ons hierso doen is maar net met die Brahmane ons kyk wat kalf is die drade nog reg, maar algemene instandhoudingswerk hier op die chalets en sulke tipe goed. Hierdie seisoen het Pretoria ook 'n verteenwoordiger. Ons gaan Guldenvrug toe om vir Zak Steyn te ontmoet. Hoe lyk ek daarom soos 'n boer? My naam is Zak Steyn. Ek boer hier op Guldenvrug, Angus Stoetplaas hier in Babsfontein. Hier op Guldenvrug fokus ons maar op Angus as die beesras. Ons boer glad nie met stimulante of hormone nie, so en die rede hoekom ons dit doen is regtig net rondom hoe die vleis uitkom. Vir ons is dit regtig nie die volume vleis nie, dis regtig rondom kan ons die beste vleis wat beskikbaar is uitsit op die rakke. Ek is nie 'n fighter nie. So ons sal sien hoe dit alles uitwerk, maar ons is moeë excited, opgewonde. Beste verlaaste, of sal ek sê grootste verlaaste, Rian Gous ontmoet ons nou in Nelpoort. Ek is Rian Gous, ek is gebore in Trigard, Regland Sekunda. Ek is 204, ek is in die super heavyweight. Ek is lief vir patatsboer. Ek het nogal redelik baie groot patatsel in die verlede geboer. Sekunda laerskool gegaan, toe ek daar tot en met standaard 6 en van daar af toe verhuis ons Pretoria toe. Ja, Pretoria lewe, toe bly ek in die moot, Lamok in die moot. Toe ontmoet ek nou my vrou daai tyd nog op Mixit. So en eventueel toe trek ek agter my vrou aan Witbank toe en vandag is ek in Witbank. Ek werk ook natuurlik op die myne. Ek het my eie besigheid wat ek crashes en screens doen en ek rebuild hulle en doen ek ook kolle trokke en dan natuurlik saam dan boere hou ook nou maar. Ja, dit is ek. So met Moereboer het ons 12 boere wat dan gaan deelneem in 6 boeregevegte op die aand van die event. Hoe 'n fightkaart werk is, ons het prelimkaart en mainkaart gevegte en hierdie boere gaan dan op daai prelimkaart verskyn. Ons het ons blou span en ons rooi span en hoe dit gewoonlik werk is, die ouens van die blou hoek stap dan eerste uit met die rooi span wat dan kort daarna volg. Hierdie ouens gaan dan ook in hierdie spanne en in hierdie hoeke baie van die uitdagings reg deur die reeks, hulle span, hulle boere, hulle gyms gaan hulle verteenwoordig. Ek sal nie sê ons doen fisiese oefeninge elke dag op die plaas vir oefening self nie, maar ja, jy is maar betrokke, laikens mis op en af en haal maar hier en daar 'n sleepwaalband af en so en laai maar kratte en so dis maar die oefening wat ons kry hierso en werk maar beeste. So jy hou maar 'n kalf vas en so dis die oefening wat ons kry voor werk crossfit ons in die dorp, so dit help daarom baie vir die fiksheid en die goed. Absoluut geen agtergrond in die goeters nie. Dis eerste keer dat ons nou
betrokke is met die goed en glad nie professioneel gefight nie. Ja. Ek hou nogal van die stoei gedeelte. Ek dink ons is relatief sterk en ek dink dit sal een van ons sterkpunte wees, maar ek wil meer aandag op die boksgedeelte en die voete gedeelte spandeer. As ek moet dink ek dit sal iets in 'n greep wees, dat jy ons sal uitjoke of iets. Hier is nou die gewone rooi patat of pers patat waarvan almal praat. Sy variëteit is wat blesbok. Blesbok. Dis sy naam. Elke dag is maar 'n lekker uitdaging. Jy druk ook maar om te kyk tot die beste van jou vermoë en dis lekker as jy kan sien hoe die goedjies groei en om in die natuur te werk is sekerlik die beste kantoor wat jy kan kry. Ek het al hier in Brits en in Harties geoefen. Ek was nog nie by CIT self gewees nie. Ons het hier so 'n bietjie gerol op die grond. Ander fiksheid, nie wat ons gewoond is in die CrossFit nie. Ek het geen professionele fighting experience nie. Net selfverdediging as dit al nodig was. Daar was, ons het nog nie saam beklei nie, maar daar was al kere gewees waar daar al amper moeilikheid gebeur het of wat dinge 'n bietjie taai geraak het, maar ons het nou nog nie saam beklei nie. Ja. Ja, maar net selfverdediging. Toe ons jonger was, het ons redelik vasgesit. Ek sal sê ons laerskool daar het ons redelik vasgesit en toe ons koshuis toe gaan, hoërskool toe gaan, toe sit asof dit ons baie nader aan mekaar bring en toe het ons begin pelle raak, sal ek sê, ja. En soos ons ouer word, raak ons net closer aan mekaar en die band word net meer geheg en sterker. So ek gaan probeer om nie te gou grond toe te gaan nie. Ek gaan maar eers kyk hoe hanteer die fight my en dan sal mens maar aanpas. Ek dink maar net ek soek nie iemand wat enige goeie fighting experience het nie. Ons sal hierso maar verseker die draftekkies aantrek om bietjie ekstra in te kry. En daar waar ons kan 'n pull-up of iets ekstra doen, sal ons hom maar doen. Sy is so 7 kg ligter as ek, skat ek. Maar ja, ons het mekaar al gevat in die verlede en dit het nie baie goed uitgedraai nie, maar ja, ek sal sê hy's verseker vinniger. Hy's die vinnige een, sal ek sê, maar die krag is daar so, ja. En wat die sparring aan betref, ek dink ons is eintlik baie bevoorreg om mekaar te hê. As ons mekaar kan vat, dink ek sal ons opponent ook kan vat. Ek dink almal hoop maar om iemand net met een hou op die grond neer te sit, of dit nou op die grond of met 'n face is, dan sal mens hom maar so probeer klaarmaak. Ons oefen maar in die dorp en dan oefen ons in Harties ook. Ons maak maar so beurte. Blijks van dat die ou jou winsmasake laai dit self en blijks van bakkie te loop, draf dalk bakkie toe of loop bietjie meer en los die bakkie en ja, probeer maar kyk waar ou kan bietjie fiksheid ekstra doen jy. Ja, ons begin maar vroeg werk in die oggend. Bedryf laat ons nie toe om laat te begin nie. Ek dink definitief 'n ou sal dit kan maak. Dis maar net 'n mindset wat jy sal moet reg hê. Dit gaan nie, as jy jouself sê, gaan dit nie maak nie, gaan dit nie maak nie, maar waar wil is al weg. Dink jy aan van die fight sal ou maar in daai eerste ronde probeer bepaal waar gaan jy gaan vir wat daai ou se swakpunt is. Ook as hy goed in al twee dan knyp jy oor toe en jy swaai maar. So dit lyk dis 'n dalk fan of 5 of iets, ek weet nie. Ek is baie opgewonde. Ek dink vir jouself ook, ek meen die tydperk wat 'n ou die goed gaan leer, as jy eendag dalk in 'n moeilike posisie kom wat jy jouself moet verdedig of en dan kan jy van die goed gebruik om jou te help en so dit gaan definitief baie as mens wees jou ophelp, opkikker. So ja, ek dink is definitief sien ek baie uit jou. Ja, was almal het ons maar 'n verhaaltjie van die professioneel en jy het mos gehoor dat Driekus en Noordwes is die plek wat hulle hard beklei so. Ons kom maar van Brits Legends en Harties Legends af en ouens van Brits al weet van Bulls. So ja, ons het maar ons paadjies geloop toe ons jonger was. Jy weet mos jong in die testosteron loop, so dan gaan die dinge. Ek dink elke geveg ou wens maar vir 'n guy ou. Ek meen, dis maar soos as jy cricket speel, sê 6 slaan, dit is my. Maar vir my is dit eerlikwaar net so kan wen ek. Either way around, choke, slaan, sleep fight stop, which way ever around, to win is a win. Vir my gaan dit oor ek wil 'n man wees soos wat my pa is. En my pa boer nou my lewe lank wat ek kan onthou. As hierdie pad is ek moet stap net om die helfte van die man te wees wat my pa sal wees, dan is dit 'n pad wat ek met plesier sal stap. En dis lekker, ek geniet dit, mens leer baie, dis opwindend, niks is dieselfde elke dag nie. Dis nog altyd iets wat ek in belang gestel het, is vir my baie interessant en om te sien wat die ouens kan doen, want jy dink altyd
Dis nie so moeilik nie. Tot jy daar kom en iemand sit bo op jou en jy weet eintlik nie wat om te doen nie. Ek dink die feit dat jy Afrikaans is genoeg om jou reg te maak vir die fight. Net deur hier te wees, net om jouself te wees en jou kultuur groot te word, dat jy klaar die deursettingsvermoë wat ek voel nodig gaan wees om dit te kan doen. Die probleem is nou net, hoe kry jy 'n ou wat sy hele kultuur gaan om nie op te gee nie, net om op te gee. Ek dink dit gaan vir my die moeilikste deel wees. Daarom is nou nie Stilfontein Myners ingeskryf nie, so dis nou nie. Ek weet nou nie of sal boere in Brakpan nie, maar dit sal my seker nog maar op my senuwees maak as mense 'n Brakpan of 'n Springsboer moet raakloop. Ek hou meer van die grondaspek van die game. Dit voel vir my dis baie meer interessant. Dit lyk so eenvoudig, dit lyk so maklik, maar daar's dis asof dit 'n kuns is. Ja, dis net vir my baie interessant en ek geniet dit om dit te leer ook. My grootste ondersteuner sal dan nou my meisie wees. Sy dink is nogal cool wat ons doen. My ma is ook nou nie baie vreeslik opgewonde oor die situasie nie. Sy hou nie ervan as ek en my boetie rugby speel nie. So hierdie is nou vir haar bietjie moeilik en as mens vir my pa nou daarvan vertel, hy wil net weet gaan dit lyk soos hy ouens op die TV. So ja, op die stadium sal dit seker nou my meisie en my pa wees en dan hoop ek maar teen September se kant voel my ma bietjie beter oor alles. Dat sy ook daarom daar sal wil wees. Ek dink regtig dit is ongelooflik moeilik wat hierdie boere nou gaan doen. As 'n professionele vegter, jou grondfondasie word gelê oor jare se oefening. En sodra jy 'n naam, 'n plek en 'n opponent het, dan weet jy presies jy het basies 6 tot 12 weke om voor te berei vir 'n geveg. Wat hierdie ongelooflik moeilik maak is, hierdie boere was op baie kort kennis gelaat weet dat hulle gaan deel wees van hierdie reeks en hulle het net 6 maande. En om in 6 maande boks, stoei, Braziliaanse jiu-jitsu, judo, om al daai style in een te sit en basies sin te maak van iets is dis 'n groot uitdaging. Ek is nie heeltemal seker nie, dis nou 'n bietjie weight. Wat gaan ons met die gewig doen? Die plan is dalk 88. Amerikaanse nommer 88. 88. Elike Potter. 88. Ons gaan 'n bietjie sak. Ons gaan onder 90 sak. Dis die plan is om bietjie onder 90 in te kom. So ja, ek dink dit gaan 'n probleem wees nie. Ons is maar boere, ons is Thai. So die ou wie meer gaan fight, ek weet dit gaan 'n Thai fight wees. Ek dink almal se fights gaan Thai wees. Ons het maar die vleisverwerkingsfasiliteit. So ek het nou daai idee van die Rocky Balboa boks op die karkas. So ek wil baie graag 'n lekker striker kan word en dis dalk iets wat ons kan opwerk in die volgende weke en maande, maar ek dink ek is redelik goed op die vloer. Wat ek van MMA hou, ek hou van die hele idee van jy klim in 'n cage, dis man on man, dis al hele primal instinct, op soos 300, Spartacus, dis soos die gladiators. Ek dink hierdie fight, dit gaan een van daai, kom ons staan in die middel van die arena, kom ons slaan mekaar so hard as wat ons kan. Ag, ek is opgewonde. Ons wil alles in die cage los. Ja, dan gaan klippe swaai, dit gaan goed wees. Kyk, en het ook by die gym gevra. En nee, ek het nie regtig 'n moeëse verlede nie. Ek dink die laaste fight wat ek gehad het was langs die rugbyveld te graad 9 en die een voor dit was in die koshuis mekaar te stoei. So dis ek het nie regtig 'n groot CV van fight of enigiets nie. So ja, ek's baie nuut in die ding. Jy weet die ding is nie, ek kan nou sê, ek gaan vir jou mooi op maar die probleem is hy is dalk 'n skaapboer en daai ouens is Thai. So, die boodskap wat ek vir hom het is, jy moet, manne, ek begin nou klaar. Hierdie is my laaste biertjie, wat jy nou hier sien, dis 'n Vrydagmiddag, is die laaste biertjie. Jy nou vir die volgende 5 of wat ook al maande, is dit nou in die gym, ek's in die gym 7 keer 'n week, so. Sê manne, cheers. Na skool vir so jaar lank was ek 'n bouncer geweest, maar nie by in Hatfield of so nie. Maar ek was 'n bouncer toe, so was nie baie gefight nie. Maar geen op skool, jy weet, so af en toe dan. Ons het ook 'n MMA gym hier in Witbank. So ek gaan my fiksheid maar by hulle doen meerendeels. En dan natuurlik kry ek nog steeds my coaching, die bietjie meer experience, tegnieke en goed by coach Cedric dan van Dominator Sten. So ek gaan dan 1 keer 'n week daar na hulle toe om maar die voetwerk en die grondwerk en goeders uit te sorteer.
Jong, ek hoop ek kan dit baie vinnig eindig, want jy weet ons groot manne hou nie baie van so lank aanhou nie. Ja, ek dink maar die vuiste sal dalk die ding doen, en die twee is ek ook nie voor bang nie. Ek bedoel, ons het almal maar rugby gespeel, die word ons maar hard deur die jare. Ek sal sê my kinders is my grootste aanhangers. Natuurlik my vriende ondersteun my baie, want hulle wil dit graag gehad het ek moet dit doen. My vrou het so 'n bietjie daar teen geskop in die begin, maar dit is maar iets wat sy ook gaan gewoond raak en nou hoe langer ons in die proses gaan, hoe meer stem sy vir dit in. My ma natuurlik glad nie. My pa is oorlede in 2006. Hy sou my baie gesupport het met dit. Maar my ma sê nee, ons moet dit net stop. Dit kan nie gebeur nie. Maar dis maar 'n ma. Ek bedoel dit is. Maar sy sal sien op 'n of ander dag as jy so erg. Ek sal vir hom sê jy moet hard train want hy gaan hard train. En ja, hulle sê daar's net een wenner op 'n van die dag. Maar ek is bly is my size. Ons gaan mekaar vat tot die einde toe. Die doel daarin dink ek dit is iets buite mense se gemaaksone sal ek sê en dis een ding dis iets wat een keer in jou lewe oor jou pad kom. So ek sal sê gryp dit aan met al twee hande en sit alles in, baie opgewonde oor dit wat voor lê. Dis 'n groot uitdaging en om bietjie ander goed te leer, ander mense te ontmoet, ander goed te sien. Dis baie anders om 'n ding op TV te sien en om hom fisies te gaan doen. Ek gaan maar vir die van gaan, ek meen, dit wat jy kry gaan jy maar hanteer soos dit kom. Daar is nie regtig 'n spesifieke ding van skrikker af vir 'n ou of wat ook al nie. Vir my gaan dit oor om 'n punt te bewys en om uit jou gemaksone uit te klim. Ek dink dit is goed vir selfvertroue en as ek geweet het wat ek nou weet, het ek jits gedoen want ek baie jonger was, net vir interessantheid en net vir selfvertroue. So vir my is dit ook daai klimmende sport en net bietjie longevity vir myself bou wat nogals cool is. Dit is maar 'n nuwe uitdaging wat nogals lekker is. Dit kan al maar die laaste fight wees, maar ek daarom sê ek het een keer 'n MMA fight in my lewe gehad. En my kinders wat nou begin het hierdie jaar eers met MMA, ek dink dit sal lekker wees dat hulle ook kan sê nee, my pa het ook daarom een MMA fight gehad. So ek doen dit maar vir my kinders en dan net vir my eie beswil word weer fiks. En dan 'n ou storie om te vertel. Nou het julle 6 van ons boere ontmoet en in die volgende episode gaan ek weer vir julle 6 van ons ander boere voorstel. En hierdie maak my regtig opgewonde want dit is amper koestyd.